Ek het in die tyd, in die 2 jaar, en ek dink julle dalk meer intens as ek baie dinge beleef. Ons moes aanpas. Dit was vir ons moeilik. Dit is moeilik om in 'n gemeente in te stap wat jy vreemd is, waarmee jy nie verhoudings het nie. En ek wil sê, dit is presies dieselfde situasie wat toe ek weg is ook hier gebeur het. Had 'n nuwe dominee gekom. Mense verlang na die ou dominee. Nou met die tyd begin die verhoudings weer bou en gaan dit beter. En dit is hoe dit werk. Als kan nie dieselfde bly nie. Prediker sê, sy tyd te kom om tyd om te gaan, en dit is ook so. Maar ek wil vanmôre 'n boodskap bring van hoop, vanmôre in die dae wat voor lê. En mag dit regtig so wees dat die Here die woord vanoggend aan julle seën. As ek net ietsie kan sê oor my ervaring in sommige gemeentes, is die woord nie meer so prominent nie. Ek was al in 'n diens waar hy nooit oopgemaak is nie. Ek was in 'n diens waar hy gebruik word om sielkundige praatjies te lewer. Nou verlang ek na julle. Verlang na die woord. Want dis ons lewe. Kom ons begin. Ek wil net vir julle net 'n bietjie kyk, hoeveel van julle ken my nog? Wie van die kinders wat hier is, het ek gedoop? Is hulle weggeraak? Skalk nie jou gedoop nie. Ek het jou kinders gedoop. Maar wie van julle se kinders het ek gedoop dan? Ja, 'n klomp van julle, maar so verander dit, né? Die tyd hardloop. En ja, ek het van hulle getrou ook, en hulle kinders ook gedoop. En dis 'n leeftyd. En ons moet dit sê, ons mis julle. Ons verlang. Soos ons lekker om hier te wees. Gemeente, in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. En hy is hier vanoggend. En daarom mag ek u in sy naam groet, genade en vrede vir julle van die lewende woord. Dis nogal een van die kenmerke van 'n gemeente. Sê vir jou iets van wat besig is in 'n gemeente te gebeur, as daar geen vakature in die kerkraad is nie. Want in my lewe ken ek baie stories van gemeentes in ons ring, maar in harmonie, en dis vir my so verblydend. As iemand uitval, val iemand anders in. Ek is so bly om te sien, daar is nog 'n paar ou gesigte ook, vasbuiters. Ek is bly daar is nuwe gesigte. En so met die tyd van die een generasie by die ander oor. Voordat ek vir ons lees, ek het vanoggend 2 gedeeltes wat ek gaan lees. En julle kan maar net luister. Ek hou nie daarvan as die teks op die bord is nie, want mense lees mos nog vinniger as ek. Ek is mos nou nie so vinnige leser nie, en dan luister hulle nie. Ons verleer om te hoor en te luister. So voordat ons by die woord kom, kom ons maak ons oë toe. Here ons Vader, dis vir elkeen van ons 'n voorreg om vanoggend hier te mag wees, u lof te kan besing en u te aanbid. En dan by geleentheid net te luister, net te hoor. Soms, Here, met 'n fluistering, soms meer duidelik, maar so 'n mate dat elkeen van ons wat uitstap by die deure sal sê, ons het die Here gehoor. Ons het Jesus gesien. En dit kom uit u woord uit. Gee daarom vir ons vanoggend u genade en vir my wat gaan lees van voorgang. Here, dat u met ons elkeen besig sal wees. Asseblief. Amen. Die eerste gedeelte wat ek wil lees is uit Jesaja 43. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters,
Hy het die strydwaans en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie. Dit was klaar met hulle. Hulle is soos 'n lampet wat uitgedoof is. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyne pad. Ek laat in die droë veld riviere ontspring. Net tot sover die gedeelte. Ek gaan nou terugkom na die ander gedeelte toe. In Nehemia. Ek dink nie ons kerkmense weet wat dit is om in ballingskap te wees nie. Ek dink party dae as ons spyt ons is in Suid-Afrika, maar ek dink nie ons weet wat gaan aan daar waar mense deur bomme vermoor word nie. Waar miljoene mense as gevolg van hulle geloof vervolg word nie. Ek dink nie regtig harmonie kry swaar nie. Dink nie so nie. Israel het iets van die ballingskap verstaan. Maar Israel het in die ballingskap ook iets geweldigs verloor. En dis hulle uitsig op God. Hulle verwagtinge van God. Ek meen alles. Hulle het soveel mooi dinge beloof daar in Jerusalem en kyk waar is hulle nou? Daar is nie 'n kerk nie, daar is nie sinagoges nie. Daar is nie plekke vir aanbidding nie. Hulle moet maar sien en kom klaar. Waar is God? En is dit nie waar dat as ek en jy in 'n doodloopstraat kom en ons weet nie hoe gaan ons daar uitkom nie. Finansiëel of 'n kind wat siek is of iemand wat jy verloor of 'n gemeente wat jy voel dit gaan nie goed nie. Here, waar is U? En dan verloor ons soms ons uitsig op God. En dis hoekom die Here hier vir die klomp ballinge kom sê, asseblief, harmonie, stop vandag om terug te dink aan die verlede. Dis verby. Dis vir ewig opgeskrywe in die dae van die geskiedenis. Om terug te gaan daarna toe gaan niemand help nie. Om terug te gaan verlang na die vleispotte van Egipte, as ek dit so kan sê, gaan nie help nie. Om terug te gaan na die dae waar daar net vrede en harmonie is, gaan ons nie help nie. Maar wat waar is, ons moet ons nie blind staar teen waar ons nou is nie. En dis wat die woord vir ons sê, ons moet die verwagting van God hê om iets nuuts te begin. Want julle het nie begin. Ek het dit daaronder in die Kaap ook beleef. Vir 'n gemeente dis regtig vir gemeente krisis om met 'n nuwe dominee te begin. Die een daar waar ek nou is, was 18 jaar daar. En toe kom 'n onervare man daaraan. Dit sukkel. Maar ons het nie hoop verloor nie. Ons het die verwagting gehad dat God tog, ten spyte van dit wat ons beleef en ervaar. Ek meen dit op 'n Sondag dat hulle vir die gemeente sê, ons kan ons personeel se salarisse nie betaal nie. Om dan nogtans te sê, ons kyk na God. Hy is ons hoop. Hoe het dit vir Israel gerealiseer? En hierdie verwagting wat die Here by hulle geskep het. Een ding wat ons vir mekaar moet sê, hierdie boodskap van hoop is God se inisiatief. Dit hang nie van hulle af nie. Dis die troue verbondsgod wat hom aan sy kerk verbind het om te sê, ek sal julle God wees, deur dik en dun, deur die vuur en deur vloedwater, is ek daar vir julle. So dis God wat inisiatief neem. En dis wat ek ook diep in my hart glo, wanneer dit rondom die gemeente lewe, is dit God wat die inisiatief neem. En nou gebeur daar iets, want dit het waar geword, en ek wil dit gaan lees. Dis vir my een van die aangrypendste eredienste in die Bybel. Nou is ek by 'n verkeerde stringetjie, ekskuus, nou is ek by Johannes. Ek wil by Nehemia wees. Nehemia hoofstuk 8. Die priesters, die leviete, die poortwagters, die sangers, 'n deel van die volk en die tempelslawe het hulle gevestig in die stede waarvandaan hulle gekom het.
Dit het die hele Israel gedoen. So hulle het nou teruggetrek van hulle ballingskap uit, weer in hulle stede gaan woon. En toe die 7de maand aanbreek, was die Israeliete dis oral in die stede. En toe het die hele volk soos een man bymekaar gekom op die plein voor die waterpoort en vir Esra die skrifgeleerde gevra om die wetboek van Moses, waarin die bevele van die Here aan hulle opgeteken is, te bring. Die priester Esra het die wet voor die gemeente gebring, is gewoonlik die Pentateug, die 5 boeke, eerste 5 boeke, man en vrou, en elkeen wat kon verstaan, so die kinders was ook daar. Dit was op die eerste dag van die 7de maand. Dit was nuwe jaar, dit was 'n rusdag. Hy het daaruit voorgelees op die plein voor die waterpoort, van ligdag af tot die middel van die dag, ten aanhore van mans, vrouens, en elkeen wat kon verstaan. Die aandag van die hele gemeente was by die woord. Hoe het die volk in hierdie situasie beland? En hoe lyk dit nou? Natuurlik, hierdie gebeure is so 90 jaar na hulle in ballingskap gegaan het, toe die eerstes teruggekom het. Hulle het 'n stukkie van die tempel herbou, maar dit was eintlik net 'n plek waar hulle kon offers bring. Was nie die tempel in Jesus se tyd nie. Koning Herodes het hom gebou, in daai pragt en praal. Dit was net 'n eenvoudige plek van offer, maar die mure was nog nie daar nie. So wat ons nou hier by die waterpoort kry, is dat hierdie stad, Sion stad, is nou weer 'n vestingstad. Hy het mure, hy kan homself beskerm. Hier kan ons weer vry vir God aanbid. En dis hoekom hulle hier by mekaar gekom het. Nehemia was weer die gouverneur, hy was weer die leier wat die dinge beplan het. En dit is vir my so mooi, as ek in 'n gemeente dink, dan moet die Esra wees. Maar dan moet die Nehemias wees, hulle kan nie sonder mekaar nie. Dan moet die priester wees, dan moet die leviete wees, die ouderlinge en die jakens. En toe klim Esra op sy preekstoel. En God kom aan die woord. Want hulle het gevra, ons wil die Here hoor, bring die wetboek. En nou wil ek iets snaaks sê, gemeente, as ons kerk toe kom, dan is ons verwagting altyd, hoe gaan die dominee vanmôre preek? Ek was in die weermag, sit 1000 troepe voor my, en ek preek, jy weet nie wat gebeur nie, volgende maandagoggend laat weet 'n luitenant my, daar's 'n troep wat my wil sien. Kry hom daar by die koffiekamer en hy is stikkend. Hy sê gister in die diens het die Here met hom gepraat. Ek is hom oulik, nee. Ek het 'n goeie preek gehad. Vra vir hom, watter deel van my preek was dit, wat die Here met jou gepraat het? Hy sê, dominee, dis nie toe jy gepreek het nie. Dis toe jy die woord oopmaak en daaruit lees, wat God my gegryp het. En daardag het 'n eenvoudige troep my geleer. Dis nie my boodskap nie, dis nie my interpretasie nie, dis nie wat ek hier doen, wat uiteindelik mense in hulle hart gryp nie. Dis die woord. En daarom is dit vir my so belangrik dat ons hom oopmaak en luister. Al kry jy niks uit die dominee se preek nie, maar gaan lees dan net weer die gedeelte vir die oggend hier in die gemeente oopgebreek is. Want wat gebeur wanneer die woord van God oopgebreek word? Kom ons gaan lees verder. Esra, die skrifgeleerde, het op die houtverhoog gestaan, wat vir die doel gemaak was, reg langs hom, en hier is nou al die kerkraadslede, en dis 'n klomp name van Sema en Ananja en Sagaria, ek gaan hulle nie lees nie. Esra het hoër gestaan as die hele gemeente, en het die boek voor hulle almal se oë oopgemaak. Toe hy dit oopmaak, het die hele gemeente opgestaan. Esra het die Here, die groote God, geprys, en die gehele gemeente het met hande omhoog geantwoord, Amen, Amen. En toe, vanuit hierdie lofprysing en dankbaarheid dat God hier is, kom die besef, maar wie is dit wat hier is? Dis God. Laat ons kniel voor hom, en dit gebeur. Toe kniel hulle en buig diep voor die Here. En terwyl hulle so kniel,
in Esra lees, het die kerkeraars, die leviete en die priesters die woorde vir hulle gaan uitlê, want baie van die Israeliete kon nie meer Hebreëus praat nie. Hulle het vervreemd, hulle het begin Aramees praat, wat die bekende taal van daardie wêreld was, in die Arabiese wêreld. So hulle het nie mooi die Hebreëus, die teks verstaan nie. So hulle gaan lê dit vir hulle uit, sodat die mense kon verstaan. Nehemia, die gouverneur, die skrifgeleerde, priester, Esra, het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewy aan die Here julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die woord. Wat gebeur in hierdie erediens? Ons begin by die lofprysing. En in die lofprysing, wanneer jy begin fokus op waaroor gaan dit, dan besef jy, dis die Here, die Almagtige wat hier is. Nie maar net iemand nie. Nie maar net iemand wat ons so maklik pappie noem of Vadertjie in die hemel nie. Dis die God. Die Almagtige Here is vanmôre teenwoordig by Esra en by Harmonie. En jy kan nie voor God se woord kom staan en kniel en nie eers in jou hart besef, my Here God, en dis soos dit met die volk gebeur het, hulle het gehuil, want hulle het besef, maar wat het alles intussentyd gebeur? Hoekom was die ballingskap nodig? Hulle het seker ook gehuil van dankbaarheid, maar daar was diep berou, want hulle het hulle verootmoedig voor God. Toe ek hoor van die dinge wat in Kimberley Harmonie besig is om te gebeur, verhoudings, 2 kampe, en elkeen se uitspraak is reg, en ek self, en ek verontskuldig my nie, ek dink ek het dinge gesê en gedoen, wat ek vandag ook vir die Here moet sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer. En ek het op 'n stadium gedink, miskien het ek aandeel lang gehad. Omdat ek so selfversekerd was oor die gemeente. Ek het baie keer gesê, moenie ander gemeente soek nie, jy gaan terugkom na Deen toe. Dit is nie nederigheid nie, dit is verwaandheid. En ek het sê, Here, as ek iets gedoen het om die gemeente skade te laat ly, vergewe my. Maar ek het ook besef, as ek vanmôre hierdie woord deel, wil ek vir julle elkeen sê, dink aan jouself in hierdie tyd, wat 'n bydrae jy gemaak het, om te probeer om dit wat stikkend is en wat gebreek het en wat seer is, heel te maak. Of as jy ook maar die een soos ek wat kant gekies het en gesê, dit moet so wees en Deen is so, dit het ons nie gehelp nie. Hierdie Nehemia, toe hy hier hoor van sy volk se drama en seer, het hy op sy knieë gaan lees Nehemia hoofstuk 1, en hy het hom vir God verootmoedig en gesê, Here, asseblief, U is die troue verbondsgod, U kan hulle nie so los nie, help hulle, asseblief, U is mos genadig. En ek dink dit moet die gesindheid van ons elkeen se hart wees vir Kimberley Harmonie vorentoe. Wat verby is verby. Here God, en ek wil nie weer aandeel hê, nooit in my lewe, oor dinge wat verkeerd loop nie. As ek vir myself te veel gedink het, soos ek sê, ek is bitter jammer, Here. Want dalk was dit my skuld. Dalk het ek julle verwaand gemaak, julle hoogmoedig. Ek dink julle is beter as ander gemeentes. Ek is jammer. So ek glo as die Here dan nie iets gaan begin in die hele gemeente, in Harmonie se gemeente, waar my spore ook lê, dat dit beter sal wees. Maar dat daar by julle altyd 'n nederige dankbaarheid sal wees oor wie julle is en wat julle kan doen.
En dat julle nooit sal spog daaroor om te sê, vir die Here net die beste, en dan dink ons doen die beste nie. Nooit daaroor sal spog nie. So die woord. En ek wil julle nooi om Sondag vir Sondag my in te stap en te luister na die woord, want dis hierdie woord wat ons verander om kerk en gemeente te wees soos wat die Here wil. Dis hierdie woord wat my gesindheid in my hart weer verander, om ruimte te gee en toe te laat dat mense anders as ek kan dink, maar sonder om te veroordeel, dat God se lig oor almal kan skyn. Dis hierdie woord wat vir my sê, jy moet selfs jou vyande lief hê. Kom luister. Jy kan ook nou vir my sê, maar ek sal maar my Bybel lees daar in my stilte tyd. Hoekom moet ek hier kom luister? Prof Malanel het vir ons gesê, menere, toe hy vir ons praktiese teologie gegee het, Estienne het gesê, nêrens staan jy as predikant so tussen die brandpunt tussen God en sy gemeente as jy agter die woord is nie. En die gemeente wil jou nie sien nie, dominee. Die gemeente wil jou nie hoor nie. Help hulle. Al is dit net 'n fluistering van God te hoor. Want onthou, die Here maak nie individue bymekaar nie. Hy maak vir 'n bruid bymekaar. Ons praat van die gemeenskap van die gelowiges. Hier ontmoet God ons anders. Is daar waar ek my teksie lees langs die viswater, of die oggend as ek opstaan in my huis, voor ek werk toe gaan. Hier is God se bruid teenwoordig. En die wonder, dis vir my die mooiste. Want dis God. Nehemia en Ester sê vir die volk, gaan vier fees. Eet en drink en deel uit aan die wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan die Here. Moenie bedroef wees nie. Dien die Here met blydskap. Hy beskerm julle. Lewiete het die mense gekalmeer, gesê, wees rustig, is 'n gewyde dag, moenie bedroef wees nie. Die hele gemeente het toe gaan eet, lekkernye uitgedeel, en groot fees gevier. Hulle het goed begryp wat vir hulle gesê is. God wil nie hê dat godsdiens in ons lewe 'n sware las moet wees van pligte, van wette, van goed en raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Hy gee juist vir ons sy woord sodat ons kan gaan vry lewe. Nie losbandig nie, maar juist om die lewe te kan geniet. En daarom is hierdie fees wat hier voorberei is. Daar's baie, die nagmaal sê baie, maar een van die dinge wat die nagmaal sê is, hier moet ons iets ervaar wanneer ons eet en drink van die bruilofsfees van die lam. Nou as jy die Joodse bruilof ken, dis nie 'n stilstemmige gebeure nie. Daar word gedans, hulle is vrolik, hulle vier God in hulle lewe. En hulle vier die lewe wat hulle van God ontvang het, uitbundig. Sonder om sonde te doen. En daarom gemeente, ek gaan, dis seker my swanesang in die gemeente. Maar kom, laat God met julle praat Sondag asseblief. Want ek wil vir julle sê, dis hierdie woord wat ons optel en vasdruk teen God se bors as ons nie meer kan loop nie. Soos daai pleister wat mamma op 'n seer knie sit, wat bloei. Dis God se sakdoek waarmee ons trane afvee en ons moed gee vir môre. Hierdie is die leer na die hemel toe. Hy sê vir ons hoe om uit te kom deur die kruis van Jesus Christus. En hierdie woord, en ek het dit al by geleentheid gesê en ek gaan dit maar vanmôre weer sê, as ons as predikante hier staan, dan luister die gemeente, want hulle beroep predikante, maar hulle kom preek eers vir ons. En so het die gemeente ook 2 predikante genooi, en die eerste een het gekom, en hy was 'n verskriklike goeie prediker. Die mense het aan sy lippe gehang. En toe hulle uitgang by die diens, toe sê hulle, what the preacher, what the preacher. En
Volgende Sondag toe kom die ander een en hy was maar so 'n valstof mannetjie. Maar wat hy doen, hy vat die woord. En hy wys vir hulle op die onbegryplike liefde van God, van aanvaarding, van vergifnis, van medelee. En toe die mense die oggend by die deur uitstap, toe sê hulle, what a God. Wat 'n God. En dis my gebed as julle hier saamkom dat julle sal belewe, wat 'n God. Die God wat ook vir ons nou beloof dat vergeet die verlede, ons gaan 'n nuwe toekoms in en dit gaan goed wees. Dit gaan beter wees as wat dit nog ooit was. En as ons dan vanmôre die nagmaal gebruik en die brood eet en die wyn drink, sê die Here, ek het julle vrygemaak. Moenie dit goed julle weer laat bind nie. Gaan leef as gedooptes as my kinders. Julle dra my merkteken, maar gaan geniet die lewe. Gaan eet, gaan drink, gaan dans, gaan speel, gaan werk, gaan boer, gaan skool toe. Geniet dit. Jy het net een lewe. En God het gesê, dis goed. En daardie goed moet ek en jy gaan leef. Ons is nie swaar gesigte mense nie. Ons is mense wat die vryheid het om die gawes wat God vir ons gegee het te gaan lewe. Harmonie. Gaan lewe daar buite. Dit wat julle daar doen is godsdiens. En dit wat julle hier kom doen Sondag is ook die lewe. Skei dit nie van mekaar nie. Amen. Ek wil vir die kinders vra. As julle aan Jesus dink, is julle bang vir hom? Is julle bang vir Jesus? Nee. Is pappa en mamma bang vir Jesus? Maar as pappa en mamma soms stout? Maar dan is hulle nog nie bang vir Jesus nie, nee. Dis nie wanneer ons stout is. Dit maak nie dat ons meer Jesus se kinders is nie. As ons stout is, maak ons pappa en mamma se hart seer, nee. Wat bly jou pappa en mamma? Dis help met Jesus. As ons foute maak sy hart seer. Maar hy bly lief vir ons en hy bly ons vergewe. En dis nogal lekker, nee, om te weet, al maak jy droog, mamma sal weer vergewe. En dit moet julle kinders altyd onthou. Want as ons vanmôre die brood eet en hierdie wyn drink, dan sê Jesus, ek het julle so lief, niks gaan julle weer uit my hand uitvat nie. Daar toe julle gedoop is, het ek vir julle kom sê, julle is my kinders. En hier sê die Here, dis my erewoord, dat julle myne is. Julle moet dit onthou. Het jy gehoor? Het jy gehoor? Daar agter. Ja, mooi. Ek gaan vra dat ons die tekens uitdeel en dan hou ons, dan gebruik ons dit saam. Gemeente, die brood wat ons eet, laat dink ons aan Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is. Het ons jou oorgeslaan? Ek is jammer, as jy reg. Die brood wat ons breek, laat dink ons aan Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is, sodat ons nie as gebrokenes, afvlerk mense deur die lewe moet gaan nie. Maar dat ons vlerke kan sprei onder die wind van die Gees en God se lewe kan geniet, want hy het ons vrygemaak. Kom ons gebruik die brood en sê dankie. Jesus het ook met die ete die beker met die wyn geneem. En vir sy disippels gesê, dis my bloed. En daarmee het hy gesê, dis my lewe wat ek vir julle gee. Sodat ons 'n lewe in oorvloed kan hê. Van vreugde, van vrede. Want hy is die Here wat betaal het. Ons hoef nie met ons oë op die grond te loop nie. Ons kom
met ons oë loop na die hemel toe. Want ons is vry. Kom ons drink en ons sê vir die Here dankie. Here, wat 'n vreugde om deur U verlos te wees. Wat 'n vreugde om vanmôre by hierdie deure uit te stap as mense wat weet wie hulle is. Maar meer nog as mense wat weet wat 'n wonderlike God U is. 'n God wat heel maak, wat nuut maak. Wat seer laat heel word. 'n Nuwe begin, nuwe geleenthede. Here, wat nog mooier en groter is as ons verlede. Daarom bid ek dit U vir harmonie vanoggend vanaf hierdie nagmaaltafel sal uitstuur. Om nooit weer terug te kyk na die verlede nie. Maar die nuwe toekoms, Here, wat U uit U trou besig is om hulle oop te breek en te bou. Dat hulle gemeente kan wees, wat eendag saam met U die bruilofsmaal van die lam kan vier. En terwyl hulle hier is, U koninkryk kan laat kom, en U naam kan aanbid, en voor U buig en kniel. Seën vir harmonie, seën vir Estian, Here, vir die kerkraadslede, Nehemias, maar seën vir elkeen van hulle wat Sondag by die waterpoort bymekaar kom om die lewende water te drink, dat hulle U woord sal hoor en as 'n kosbare skat met hulle saam sal dra. Amen. Gemeente, die Here seën julle met sy liefde elke dag. Met sy genade wat vir julle genoeg gaan wees. Maak nie saak wat vorentoe wag nie. En hy seën julle met sy teenwoordigheid, die Heilige Gees, dat elke dag vir julle nuwe geleenthede oopbreek. Amen.